Ons gaan verder waar ons verlede week opgehou het. En vanoggend maak ons klaar met die 3de hoofstuk van Genesis. Ons is by Genesis hoofstuk 3 waar ons gaan lees. Ek dink vanaf vers 9, ek is nou nie seker, ek dink is vers 9 tot vers 24 gaan ons lees, maar ons fokus val op vers 22 tot 24, die laaste versies van hierdie hoofstuk. Genesis 3, ons praat vanoggend oor vers 22 tot 24 en daarom gaan ons vanaf vers 9 lees. Dit is altyd goed om so 'n bietjie voor die tyd te begin, dan onthou ons wat ons verlede keer behandel het. Ons het die konteks waar ons op hierdie stadium is en ons is saam met die vertelling. Baie belangrike hoofstuk. Maar voordat ons saam lees, jy sit dalk met die Bybel oop op die skoot. Sit net so. Kom ons buig die hoofde, ons praat met die Here, ons vra dat hy ons sal seën. Ons wonderlike Here, ons wil vanoggend saam met die psalmdigter sê in Psalm 96: Gee aan die Here, o geslagte van die aarde. Gee lof aan die Here, gee hom eer en sterkte. Gee aan die Here die eer van sy naam. Bring offers en kom voor sy voorhowe, verskyn voor hom. Want U is groot en gedig. U is groot in roemryke dade. Ons wil U naam besing. Hoe heerlik was dit om saam met ander vanoggend te kon sing, om ons hart en siel in te stort in die liedere, wanneer ons kon saam sing. U is groot, Vader, ons eer U, ons loof U as bewaarder. Trooster, ons eer U, U wat in ons woon. Here, ons het 'n voorreg om U naam te besing. Maar nou staan ons voor U, en ons besef dit is die Bybel wat oopgemaak word, dit is U wat met ons gaan praat, en ek wil bid dat hierdie woorde lewend tot ons sal kom. Dat die impak daarvan, die betekenis, die ware logos van hierdie woorde, ons harte sal verander, sal laat groei, dat dit ons sal toerus, om ons eie lewe te kan ken, om ons te sien in die konteks waarin ons leef, maar ook om U te ken, om U te sien, en hoe nodig ons U het. Sal U met ons praat, sal U by ons kom stil staan. Ons het dit nodig. Ons kyk na U met 'n verwagting. Seën ons tot eer van U naam. Amen. Genesis hoofstuk 3 vanaf vers 9. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom: Waar is jy? En hy antwoord: Ek het die geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hy sê: Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord: Die vrou wat U gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou: Wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord: Die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Here God aan die slang: Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Aan die vrou het hy gesê: Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar en na jou man sal jou begeerte wees en hy sal oor jou heers. En aan die mens het hy gesê: Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en dissels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. En nou is ons by die verse wat ons vanoggend gaan bestudeer. Toe sê die Here God:
Nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So het hy dan die mens weggedrywe en Gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Tot daar lees ons uit die onfeilbare woord van die Here. 'n klompie jare gelede, toe ons in in Pretoria gebly het, het my jongste suster, sy wou op 'n stadium vir my en Daleen trakteer met 'n date night. Ek hoop die getroudes het so nou en dan 'n date night. En sy sê vir ons, daar's 'n restaurant waarheen jy moet gaan. Vat jou vrou uit, maar moenie haastig wees nie. En dan gaan julle na die restaurant toe. Hulle het jy sit baie vreemde opset, want jy sien hoe word die kos gemaak, baie fancy, hoor. Ek sal vir julle sê, dis goed wat ons nou nie normaalweg doen nie, maar hulle het nie 'n spyskaart waarvan jy eet nie, maar hulle die kok kom staan by jou, dan sê dis wat ons vanaand eet, en dan het hy nou die so handgeskrewe bord, sien jy nou wat hulle eet, en dan as jy klaar geëet, maar jy moet rustig wees. Dis 'n kuierplek. Dis nou regtig 'n lekker aangename kuierplek. Daar's diere waar die honde loop daar rond, diere het hulle eie banke waarop hulle slaap, en jy voel sommer jy kan lekker kuier daar. En as jy klaar is, gee sy vir my 'n koevert. Sy sê, dan gee jy die koevert vir hulle. En jy hoef niks te betaal nie. So sy trakteer ons toe nou. En ek wonder, hoe weet sy wat gaan ons betaal? Sy sê, die vreemde ding van die restaurant is, jy betaal wat jy dink die kos werd is. Het jy al ooit van so 'n restaurant gehoor? Vreemd, né? Nou ja, ons gaan so na die restaurant toe, baie netjies, stylvol, ons lekker gekuier, lekker geëet. En toe ons klaar is, toe gee ons die koevert. Sê, baie dankie, dit was baie aangenaam. Nou, soos wat ek my suster ken, het sy was nie snoeperig nie, so sy het hulle goed beloon. Maar wat 'n vreemde konsep. En as ek nou vanoggend vir u kan sê, as julle ooit in Pretoria kom gaan eet by daai en daai restaurant, dan moet ek vir julle ongelukkig sê, die restaurant bestaan nie meer nie. Is julle verbaas? Nee. Dis die wêreld waarin ons lewe. Dis die wêreld waarin ons lewe. Vriende van ons gaan kuier by hulle kinders daar op Isle of Man in die Verenigde Koninkryk, en hulle vertel met smaak hoe hulle in die winkel instap, en dan koop jy, en dan as jy uitstap betaal jy nie, jy vat self die produkte en jy skandeer dit daar, en dan betaal jy met jou kredietkaart en dan gaan jy. Daar's niemand wat jou help nie. Hulle maak staat op jou eerlikheid. En ek dink by myself presies dieselfde gedagte. Hoe lank gaan die plekke so kan bestaan? Enerzijds bestaan hulle omdat hulle baie goeie tegnologie het wat hulle help, of baie goeie sekuriteitskameras het, want andersins sal hulle net nie kan voortgaan nie. Nie in Suid-Afrika nie, en ook nie in ander dele van die wêreld nie. Hoekom nie? Want die mens is boos. Dis 'n mite. Dis 'n Hollywood teologie wat sê daar diep binne in elke mens is iets goed. Daar is nie. Die Bybel leer ons, die mens is van nature sondig. Dit het ons male sonder taal gesien. Ek bedoel Adam en Eva in 'n perfekte wêreld, net met een moontlikheid om te kan sondig, gaan hulle so waar, en dis wat hulle doen. Wat is die kans dat u en ek kan sê, ek het my hande skoon gehou, ek het nog nooit gesondig nie? Ons kan dit nie sê nie. Ons wil graag nie boos wees nie. Maar ek wil vir u verseker, ons is van nature sondaars. Ek is nie pessimisties of kleingelowig nie. Ek wil vir u sê, die wêreld self is 'n stille getuie. Alles wat ons vandag beleef met die sekuriteit en die polisie mag, is 'n stille getuie van die feit dat die mensdom in sy wese boos is. Mense is sondaars. En ek kan vanoggend voor u staan en sê, ek is nie so sondig soos wat u dink nie. Ek is erger.
ek is erger as wat u dink. Sonder die genade van die Here is daar geen grense vir die boosheid wat in my hart is nie. Ek sê dit met groot vrymoedigheid. Ek probeer my bes om heilig te leef. Maar sonder God se genade, wil ek vir u sê, is die mensdom absoluut sondig, boos. Dis 'n baie negatiewe boodskap, né? U kom nou kerk toe en sê, is dit nou waarna ons moet kom luister? Dis die eerste deel, want ons moet verstaan hoe ons werklik lyk, sodat die goeie nuus wat ons moet verkondig, aldus die evangelie, vir ons baie beter nuus sal wees, want die Here kan ons help. Die Here het die oplossing vir ons boosheid. Ons is aan die einde van hierdie hoofstuk, ons kom by die laaste paar verse van hoofstuk 3, waar ons eintlik sien, hoekom is ons waar ons is? Wat het gebeur? Ons weet, dit was nie hoe dit veronderstel was om te wees nie. Dit is nie waarna ons harte hunker en smag om so te wees en so te bestaan nie. Nee, daar is iets fout, iets het skeef geloop, en ons het gepraat oor die sondeval, die effek van die sondeval op die mens, die vloek wat aangekondig is, al hierdie aspekte het ons deur die loop van die hoofstuk hanteer. En aan die einde van hierdie hoofstuk is daar vanoggend 'n baie belangrike paar gedagtes wat ons moet verstaan. Ek het dit opgedeel in hoofsaaklik 3 gedagtes waarna ons vanoggend kortliks gaan kyk. Eerstens, God se opsomming oor die toestand van Adam. Tweedens, God se vonnis wat uitgespreek word. Onthou, hy het die vloek uitgespreek, maar hier kom nou God se vonnis oor Adam of oor die mensdom, kan jy sê. En dan derdens gaan ons kyk na God se sekuriteit wat hy daar gestel het vir die tuin. Eerste gedagte, God se opsomming van Adam se situasie. Vers 22, die eerste gedeelte sê, toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken. Hier is 'n baie interessante, net so terloops, die woordjie ons, is al reeds 'n baie duidelike heenwysing. Die ons verwys nie na die engele of ander mense, daar was nog nie ander mense nie. Hierdie ons verwys baie duidelik na vers 5 se God. As jy nou die konteks kyk, jy doen 'n goeie studie van die gedeelte, hy het geword soos ons, soos een van ons, verwysende na die drie eenheid wat van die begin af, God is die Alfa en Omega, die begin en die einde. Van die begin af bestaan hulle in absolute harmonie, 3 persone in een God. Dis die ons waarvan hy praat. Nou Adam en Eva het nou verander. God sê, sy perspektief op hierdie gebeure is, nou het hulle soos een van ons geword. Nie beter nie, nie geword meer heilig soos ons nie. Hy sê, deur goed en kwaad te ken. Met ander woorde, hulle het nou die sonde leer ken, hulle het die vloek van sonde leer ken. Dis die kennis wat hulle nou opgebou het. Die ou predikant, Engelse, Amerikaanse predikant Donald Grey Barnhouse gebruik die illustrasie om te verduidelik wat nou hier gesê word. Dan sê hy, dis soos 'n man wat in 'n vliegtuig 40.000 voet bo die aarde besluit hy om uit te klim, en hy loop op die vlerkie. Kry mos hierdie ouens wat soos die hulle vang allerlei dinge aan. Nou loop hy op die vlerk van die vliegtuig en dan besluit hy om te spring. En die vlieënier, sê Donald Grey Barnhouse, wat nou uitkyk, dan sien hy, hierdie man het nou soos ons geword deur hoogte en swaartekrag te ken. Maar die verskil is, ons kan die swaartekrag teewerk met die vlerke en met die fisika wette, het ons die vermoë om bo te bly. Hy gaan swaartekrag leer ken, want hy gaan nou af. Maar in daai opsig sê God, nou het die mens soos ons geword. Dit was met die oordeel wat daarmee saamgaan, sê God, die mens ken nou sonde, die mens ken nou die vloek van sonde. Dan gaan hy verder in vers 22. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. Nou, ons het gepraat oor die boom van die lewe. Dit was 'n fisiese boom, maar daar was niks misties of bonatuurliks noodwendig aan die boom inherent nie. Die boom is eintlik soos 'n sakrament. Dis 'n teken. Dis 'n bewys van hulle solidariteit met God. As julle van daai boom eet, breek julle my wet.
hierdie boom mag jy nie van eet nie. Nou daardie boom, die boom van die lewe, die boom van goed en kwaad het ek nou van gepraat, verskoon my. Die boom van die lewe was die een wat God gesê het, dit moes hulle eet om te lewe. Dit was God se gee van krag, God se seën. Hulle 'n teken van hulle gehoorsaamheid, hulle bereidwilligheid om hulle met God te vereenselwig. Nou is daardie gemeenskap met God verbreek. Dit kan net vir die mens sleg wees as hulle nou van die boom van die lewe eet, om tot in alle ewigheid in hierdie toestand te lewe. Hulle kan nie. Gemeenskap met God is nie nou meer moontlik nie. En daarom sê God, ek sal hulle uitsluit. Die eerste les wat ons hier leer, wat eintlik al in ons ingeprent is van die begin. Die eerste les in die Bybel, sonde skei jou van die teenwoordigheid en die gemeenskap met God. Anders gestel, sonde skei ons van die ware lewe, soos wat hy hulle geskei het van die boom van die lewe. Sonde skei ons van ware lewe. En tog, Adam en Eva, in hulle gedagtes, ego die stem van die ou duiwel nog, vers 4 en 5. Julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Julle sal nie sterwe nie, was sy woord. Hierdie woorde ego nog in hulle gedagtes. En ons het vir u gesê, hoeveel keer kom hier dieselfde stem na ons kant toe? Wanneer God ons waarsku, wanneer hy ons probeer verhoed om te sondig, dan is die stem van die ou duiwel daar, jy sal niks oorkom nie. Jy sal nie sterwe nie. Veral jong mense hoor deurlopend hierdie stem wat hulle aanmoedig om te proe. Aanmoedig om dit net te probeer. Jy sal niks oorkom nie. Dis nie so erg soos wat ander sê nie. Dink maar aan die groot kwessie van ons dag, dronkenskap en dwelms. Wat doen dit aan mense? Ek sê vir dit vermoor karakters. Dit bring skaamte. Dit verbreek verhoudings, selfs die mees intieme verhoudings tussen man en vrou, tussen mens en God, word verbreek daardeur. Dink aan die seksuele wanpraktyke van ons dag. Terwyl dit 'n baie besondere deel van die huwelik is, waar daar intimiteit en vertroue en liefde gekoester word, word dit in die wêreld misbruik en dit bring hierdie sondige praktyke bring skandvlekke, skaamte, slegte dinge, hartseer, trauma. In Spreuke word die vrou dwaasheid baie duidelik beskryf, né? Sy sê vir die dwaas, Spreuke 9 vers 17 en 18. Sy sê vir die dwaas, gesteelde water is soet. Brood in die geheim geëet is lekker. Dis wat hierdie vrou dwaasheid sê, ook vir ons jong mense. Vers 18, maar hy weet nie dat daar skimme is, dat haar genooid is, in die dieptes van die doodryk is nie. Jy besef nie, jy word gelei, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word jy gelei na die doodryk toe nie. Sonde skei jou van ware lewe. Hoor wat ek vir u vandag sê, dis wat die woord van God ons leer, die eerste les. So dis God se perspektief. Dis God se opsomming van wat nou hier aangaan. Nou het die mens sonde leer ken. Die sleg daarvan, die oordeel daarvan. Bring ons by die tweede gedagte. Hy gaan verder in vers 23 en ons kom by God se vonnis oor Adam. Genesis 3 vers 23 sê, toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So Adam word nou verdryf. Adam word letterlik weggejaag uit die tuin. En die kontras is baie duidelik. Die groen, weelige, oorvloedige tuin, daar waar hy uit die oorvloed van God geëet het, kon geniet het, alles wat sy hart begeer, dit wat waarlik die mens gelukkig maak. Onthou die tuin, ons het daaroor gepraat, die tuin was gemaak vir die mens. God het die tuin ontwerp met die mens in gedagte, niks gevaarlik nie, niks wat kan skaad nie, niks sleg nie,
Net die toetsgebod, die boom van kennis van goed en kwaad, verder. Julle kan van alles geniet, eet, dis in volop daar, vir julle. Maar hier kom die mens, en ons sien die prentjie, né? Hy word weggestuur, weggedryf uit die tuin van Eden. Nou, u weet, wanneer jy by 'n sportbyeenkoms of by die skool of waar jy ook al in groepe bymekaar is, dan word daar dikwels 'n oomblik van stilte gehou as daar een of ander ramp plaasgevind het. Ek onthou, ek was al in 'n skool daar in Meyerton waar die Henley Klip busramp plaasgevind het. Ons was self in Westdene, was my eerste gemeente waar die Westdene busramp plaasgevind het. Elke keer as daar so iets is, dan word daar mos 'n oomblik van stilte gehou. Veral dat die mense by 'n rugbywedstryd of wat ook al, om net vir 'n oomblik stil te bly, te staan gewoonlik en te dink aan hierdie ramp, hierdie tragedie wat plaasgevind het. Hier, vriende, moet ons vir 'n oomblik stil staan. En ek wil hê met dit wat ons nou al geleer het, en onthou, ons het nog nie alles geleer wat ons kan leer nie. Nie alles wat ek sê is alles wat gesê kan word nie. Maar ons verstaan hoofstuk 3, ons verstaan die sondeval. Ons behoort elke keer as ons Genesis 3 lees, 'n oomblik van stilte te hê vir die ramp, vir die tragedie wat die mensdom getref het toe ons uit God se teenwoordigheid weggedryf is. Dink aan die verlies, dink aan die omvang, die effek daarvan. Ons het dit alles bespreek. Neem tyd, dink aan hierdie tragedie. Nou die Bybel sê die mens is verdryf. 'n ander woord is, hy's geskort, uitgesluit uit die teenwoordigheid van God. U sien, God se heiligheid, God se geregtigheid het veroorsaak dat Adam weggedryf is, uitgedryf is uit die tuin. En dit was nie 'n kwessie net waar God gesê het, soos wat ons dikwels moet maak met die verhoudings, luister, ons moet gesels, hierdie ding gaan nie werk nie. Hierdie saak gaan nou nie lekker werk nie. Daar's dinge wat hak, so vat jou tyd en pak maar jou goedjies en jy sal moet gaan. Dis nie die gedagte nie. As jy kyk na die woorde wat gebruik word, dan was daar 'n sterk wegdryf, 'n sterk wegjaag. Jy sal moet gaan. Jy moet uit. Dis dieselfde woord wat Sara gebruik in Genesis 21, toe sy soveel haat in haar hart gehad het teenoor Hagar en Ismael, dat sy vir Abraham gesê het, hulle moet weggejaag word. Dis die woord. Adam en Eva is weggejaag uit die tuin. Nou onthou jy die eerste les. Sonde skei jou van die ware lewe. Hier is die tweede les. Sonde skei ons van die teenwoordigheid en die seën van God. Sonde skei jou van die teenwoordigheid en die seën van God. Vroeger was Adam en Eva intiem, elke dag met God gewandel. Hulle was intiem met God, nou vervreemd van God. Daar is 'n kloof, daar is 'n breuk in hierdie verhouding, daar is 'n groot probleem. A.W. Pink, die baie bekroonde skrywer, hy sê, the moral significance of this is plain. It was impossible for them to remain in the garden and continue in fellowship with the Lord. He is holy, and that which defiles cannot enter his presence. Sin always results in separation. En dan haal hy aan Jesaja 59 vers 2, wat sê, julle sonde, julle oortredinge, julle ongeregtigheid het 'n skeidsmuur geword tussen julle en God. En julle sonde het sy aangesig vir julle verberg dat hy nie hoor nie. Sonde bring skeiding tussen die mens en God. En hierdie toneel is die groot draaipunt. Hierdie toneel is die draaipunt waar daar so baie kunstenaars is. As jy vandag moet Italië toe gaan en jy gaan kyk na die bakermat van die Christendom in Europa, van die ou skilderye en die wat nog behou is, moet ek dalk sê. Selfs die wat geteken is deur Leonardo da Vinci teen die dakke van die kathedrale, en dit was die tyd in die Renaissance met al die skilders en die kunstenaars. Daar word baie, gaan kyk op Google, hoeveel verskillende
prente, skilderye is daar van hierdie saak. Hoekom? Want dit is 'n groot draaipunt in die geskiedenis. Enigeen wat iets van die Bybel verstaan, weet, hier was 'n kataklisme, hier was 'n tragedie, 'n ramp. En dit is so sigbaar as jy daaraan dink, né? Baie van die beelde, nou, ek soek gewoonlik 'n prentjie wat ek saambring, om saam met die tema maar net op te sit. As dit dan nou nie vir u is Sondag hier nie, dan is dit ten minste net dat dit op Facebook so 'n bietjie beter lyk, want dis die prentjie wat ons voor op die preke sit, maar daar's soveel van hierdie prente, nie almal van hulle 100% akkuraat nie, maar die meeste van hulle wys die groen, weelige tuin, wat agtergelaat word, en dan betree hulle hierdie dorre landskap, droë plante, dissels, sigbaar. Hulle het nou 'n dorre, harde, vyandige aarde wat hulle betree. Dink aan vers 23, toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden, en hierdie woorde, om die grond te bewerk, waaruit hy geneem is. Vroeër kon hy pluk. Hy was die bestuurder, hy was die heerser, hy kon net pluk. Hy kon geniet dit wat God vir hom in oorvloed gegee het. Nou moet hy ploeg, hy moet die aarde breek, hy moet plant, hy moet beklei teen die oeste, beklei teen die slegte weer. Daar is nou 'n stryd ewe skielik. Hy moet werk. En elke dag se harde werk, elke dag se sweet, gaan hom herinner daaraan. Dis wat sonde doen. Dit is wat sonde veroorsaak. Dit herinner hom aan vers 17. Vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou lewe. Vriende, dit is die wêreld waarin een ek leef. Moeite, pyn, hartseer, teleurstellings. En weet jy wat sê mense? Mense word met hierdie slegte dinge gekonfronteer, hulle kom iets oor, en dan sê mense vir my dikwels goed soos, nee, ek gaan nog vir die Here vra, hoe kon hy dit toelaat? So asof God rekenskap moet gee. So asof God vir ons moet sê, hoekom ons die vrug pluk van ons eie boosheid. Dis aanstootlik om te hoor. Terwyl God beskryf word deur Jakobus as die bron van alles wat goed en reg en mooi is, Jakobus 1 vers 17, elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. God is die bron, die fontein van alles wat reg en goed en mooi is. Maar apart van God, hier's 'n beginsel, apart van God is die lewe 'n dorre, doellose geworstel, stryd, swaar kry, moeite, hartseer. Dis 'n toestand wat jy niemand wil gee nie. Sonde skei ons van God. En die duiwel lieg nog steeds vir mense. Omdat ons die Bybel nie glo nie, dat ons baie keer swaar kry. Want mense se koorsang in ons dag is steeds, maar dit sal niemand seermaak nie. Ek weet, dis nou nie wat, jy weet, dis nou nie reg nie, partykeer frons mense daaroor, maar dit maak niemand seer nie. Dis soos 'n refrein in ons dag. Dit maak verhoudings seer. Dit maak bo alles die verhouding tussen die mens en God seer. Dis onaanvaarbaar. Jy sien, voordat ons na die laaste toneel in hierdie verse blaai, dink saam met my hoe belangrik die uitdryf van Adam en Eva uit die tuin is. Dit is die wêreld waarin ons leef, oos van Eden. As jy dink jy's in die paradys, jy kan die beste hê wat geld kan koop in hierdie wêreld. Die vloek en die smet van sonde gaan jy op een of ander manier inhaal. Jy gaan dit voel, jy gaan dit beleef. En as jy dan niks daarvan beleef nie, sal jy uiteindelik siek word en doodgaan. Want die vloek van die slang is hier. Dis die wêreld waarin ons leef, oos van Eden. Almal kan daaroor praat. Kunstenaars kan dit probeer skryf, akteurs, digters, hulle almal het 'n mening daaroor, maar dis net die Bybel wat dit vir ons kan beskryf. En dit bring vir ons by ons derde en laaste gedagte. Naamlik God se sekuriteit vir die tuin. En ek hoop die manier wat ek dit nou vir u gaan oordra, gaan vir u sin maak waarom dit nodig was dat hulle nie kon teruggaan na die tuin nie.
Die hoofstuk eindig met 'n dramatiese vers 24. So het hy, dis dan nou volgens ons konteks die Here God, so het hy dan die mens weggedrywe en Gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Dramatiese vers. Hoor hoekom sê ek dis dramaties. Die ooste kant van Eden was blykbaar die ingang na die tuin. Ek weet nie hoekom nie, dit het baie verander na die vloed. Die tuin van Eden is nie meer daar nie, vir die van die jonges wat dalk wonder, wat het gebeur van die tuin van Eden, hy is nie meer daar nie. Maar hier aan die ooste kant, by die ingang, na die boom van die lewe, sit God. Twee interessante dinge, hy sit Gerubs daar, en dan 'n swaard wat vlam en flikker. Dis twee woorde wat belangrik is, waarvan ons vinnig moet praat, waaroor ons moet praat. Die eerste een is die Gerubs. 'n Gerub is 'n engel. Maar dit is nie sommer net enige engel nie. Dis nie die tipe engeltjies wat ons in die media sien, wat pyltjies skiet op Valentynsdag, hierdie vet ouetjies wat met vlekkies rondvlieg en liefde rondgooi nie. 'n Gerub was van 3 rangordes in die engele wêreld, was die Gerubs deel van die hoogste rangorde. Saam met die trone en die serafs is hulle in die hoogste orde van engele. 'n Gerub is 'n baie vreesaanjaende wese. Wanneer hy verskyn, jy gaan heel moontlik flou word. Hy sal 10 teen 1 jou groet met die woorde, moenie vrees nie, want dis hoe 'n engel groet. Hoekom? Want jy's bang. Daar word redelik baie van die engele, van hierdie Gerubs in die Bybel gesê. Die bekendste gedeelte is hier in Esegiel en dan weer in Openbaring. Dit is interessant dat dis amper soos 'n verbintenis wat die Here met die goeters maak. Nou hier, in Esegiel, veral Esegiel 9 en 10, word hulle voorgestel as die draers van die troon van God, waarop die heerlikheid van die Here rus. Hulle is die serafs wat die troon van God basies dra. Daar's nie 'n fondasie nie, hulle dra dit. In Esegiel 1 is hulle die lewende wesens wat elk 4 gesigte het. Gesig van 'n man, gesig van 'n leeu, gesig van 'n os en 'n arend. En elk met 4 vlerke, 2 pare vlerke. Jy lees ook van hulle in Openbaring 4, waar daar 'n deur oopgemaak word in die hemel en Johannes sien die troon van God en rondom die troon van God sien hy 4 lewende wesens. Dis die Gerubs. Hy sien die 4 lewende wesens rondom die troon van God. En die afleiding, as jy gaan navorsing doen en gaan kyk wat is 'n Gerub? Hulle word gesien as die wagters, die bewakers wat waak oor die teenwoordigheid van God, die geregtigheid van God, die heiligheid van God, is hulle taak om dit weg te hou van alles wat nie daar mag kom nie, wat nie daar moet wees nie. Veral hier in die tuin. Hulle word daar 2 Gerubs, word daar by die ingang gesit, sodat Adam en Eva nie kan teruggaan nie. Maar dan is daar 'n tweede woord, die Gerubs, weet ons nou wat's dit? Tweede ding is die swaard. Want ons het gesien daar soos 'n swaard, met die swaard wat vlam en flikker. Die swaard wat vlam en flikker. Dit verwys na 'n spesifieke swaard. Die prentjies wat ons sien van 'n engel met die swaard in sy hand is nie 'n akkurate weergawe van wat die teks sê nie. Dit verwys na 'n spesifieke swaard en dis nie 'n swaard in die hand van die Gerubs nie, maar dit word beskryf as die swaard. Wat is die swaard? Wat gaan hier aan? Die ou dominee John Gill, eintlik 'n Bybelkommentator, jy kry sy boeke gratis op die internet, dit is so oud. Maar hy sê die volgende: 'n ontblote swaard wat baie vinnig heen en weer beweeg, wat geglinster het soos 'n vuurvlam het hy gelyk. Dit was nie 'n swaard op sigself sonder 'n hand om dit te beweeg. Ook nie in die hande van die Gerubs of soos in die hande van engele nie. Soos in 1 Kronieke 21:16 is waar Dawid se straf gekom het as gevolg van die feit dat hy die volk getel het, toe die doodsengel gekom en mos wou die volk van God tref en hy het begin op 'n punt in die land en hy het baie mense doodgemaak. Dit was die engel wat met sy swaard gegaan het en mense gedood het. Dit was die oordeel van God. John Gill sê dis nie die swaard waarna hy verwys word nie. Dis nie die swaard waarvan gepraat word nie.
Maar hy sê die swaard in die hand van die Here God, wat tussen die gerubs gewoon het. Nou hoekom sê John Gill dit? Want 'n Bybelkommentator is oor die Bybel ken, né? Hy het geweet dat Johannes byvoorbeeld skryf, hy skryf aan die gemeente van Pergamus in Openbaring 2 vers 16, die woorde van God, hoor mooi. Bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Dit is God se swaard. Dis hoekom ek dit is reg vertaal in ons Bybel wat sê met die swaard. Dis 2 gerubs wat daar is en aan die derde item daar is die swaard wat flikker. Dis God se oordeel, dis God se swaard. Dis Jesus se swaard. Later sê Johannes in Openbaring 19 vers 15 en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer en hy trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God die Almagtige. Wat is die swaard van God? Die swaard van God waarvan hier gepraat word wat daar by die ingang was, is God se geregtigheid. Dis hoe God oordeel. Dis die geregtigheid, die heiligheid van God. God se geregtigheid staan nou tussen Adam en die tuin. Dis 'n beeld. God se geregtigheid maak nou skeiding. Dis die hek waardeur Adam nie kan teruggaan nie. Hy kan nie weer terugkeer na die boom van die lewe nie. Hy kan nie weer terugkeer na die tuin nie. Hy's aan die ooste kant uit en daar is die swaard, die skeiding wat God veroorsaak met sy geregtigheid. Adam kan uit sy eie niks doen om weer by die boom van die lewe uit te kom nie. Sien jy die beeld? Die kommentator Derek Kidner sê, he's way back, praat van Adam, he's way back, dis nou terug tot in die tuin, his way back is more than hard, it is resisted omnipotently, he cannot save himself. As u nou in die bidure was, dan sal u weet wat beteken omnipotently. Dis 'n groot woord, Engelse woord, uit die Latyns wat beteken almag. Om te sê iemand is omnipotent, beteken hy is almagtig. So dit beteken net een wese is omnipotent. God is almagtig. Derek Kidner sê, Adam se pad terug na die tuin toe was nie net moeilik en swaar nie, dit was onmoontlik, want dit word deur God se almag verhoed. Sy geregtigheid sal hom nie toelaat nie. Ek wonder of u vanoggend besef, dat hierdie benarde toestand waarin Adam nou verkeer, hy kan nie teruggaan nie. Hy's geskei van die geregtigheid van God. Hy's geskei van die lewe. Hy's geskei van God. Die benarde toestand van Adam, besef jy, dit is ook jou toestand. Dis my toestand. Besef jy dat die probleem met ons sonde is nie net die gevolge van ons sonde nie. Mense sê, jy weet as jy 'n kind toelaat om so en so, dan gaan dit en dan sal ons nou gevolg. So jy moenie die kind toelaat om dit te doen nie, want daar's gevolge. En ons word grootgemaak met die idee van jy mag sekere goed nie doen nie, want die gevolge gaan jou inhaal. Dis 'n baie klein deel van sonde se vloek. Die grootste kwessie hier ter sprake is dat God aanstoot neem aan enigiets wat nie absoluut geregtigheid is nie. Enigiets wat nie 100% volmaak is nie, is nie aanvaarbaar vir God nie. Dink aan God se gesindheid teenoor Adam. Dink aan God se gesindheid teenoor u en teenoor my. Weereens, ek besef ek is nou nie 'n baie gewilde prediker as ek hierdie goed preek nie, maar ek gee God aanstoot met my wese as 'n sondaar. Dit is vir hom onaanvaarbaar. Die gewilde boodskap vandag is, die Here is so lief vir jou en die Here het hierdie wonderlike plan vir jou. Dis nie waar nie, vriende. Dis nie waar nie. In Christus is dit waar. As jy in geloof na hom toe kom, verander die dinge. Maar in sy natuurlike toestand is die mens 'n aanstoot vir God.
Dis 'n onaanvaarbare wese wat nie eers naby God mag kom of kan kom nie. God neem aanstoot aan jou. Sy geregtigheid sal nie toelaat dat jy by hom kom nie. Net soos Adam nou, hoe gaan hy dan terugkom? Hoe gaan Adam terugkom in die tuin? Daar's net een manier. Hy het 'n verlosser nodig. En hy glo die stem van God, wat God vir die slang gesê het, uit Eva sal daar 'n verlosser kom. Ons gaan nog baie daaroor praat, want hy het dit geglo. Adam en Eva het dit geglo. Hulle weet, hulle het 'n verlosser nodig. Dis al hoe hulle terug gaan kom in die tuin. In hulle eie stand, in hulle eie natuurlike aard, kan hulle nie terugkom daar nie. En as iets nie drasties verander in my lewe nie, sal ons sterwe in ons sonde. Sal ons sonder God en sonder sy genade wees. Nie net in hierdie lewe nie, ook vir die ewigheid. Ons lewe vandag oos van Eden. En hierdie lewe wat ons met sy slegte dinge beleef, en ons het baie gewoond geraak aan van die slegte dinge, hoor. Ons het gewoond geraak aan oud word, en gewoond geraak aan die dood, en gewoond geraak aan pyn, en ons dink ons kan al hierdie dinge maar net, as ons dit kan bestuur, dan kan ons daarmee saamlewe. Dis net 'n voorsmaakie van wat vir jou wag, as jou eindbestemming in die ewige verdoemenis is, gaan jy dink hierdie lewe, dit was werklik waar die beste, wat ons ooit sou kon hê. So, vir die goddelose wil ek sê, as jy nie gered word nie, is hierdie die beste deel. As jy nie 'n verlosser kry, wat dit vir jou moontlik maak om met God kontak te maak nie, is jy vir ewig sonder God en sonder hoop. Adam het 930 jaar lank gelewe. Hy het nooit weer teruggegaan Eden toe. Hy kon. Nie wat hy nie wou nie. Hy kon. Net soos God Gerubs by die oostelike poort van die tuin van Eden geplaas het hy verder in die Bybel vir ons hierdie gedagte eintlik baie mooi beskryf. Die van u wat Bybelstudente is, wat was geweef op die voorhangsel in die tabernakel in die tempel? Nou die geweefde, die voorhangsel was 'n dik geweefde, ek is nou nie seker, ek het nie my navorsing saamgebring en ek kan onmoontlik al die feite onthou, maar dit was 'n baie dik, ek praat van moontlik 'n voet dik, dis nie ou taal, geweefde mat, wat die voorhangsel was, tussen die heiligdom en die allerheiligste, waar niemand in mag gegaan het. Wat was ingeweef op hierdie mat? Kan iemand vir my sê? Weet iemand? Gerubs. Gerubs. Hoekom? Toevallig? Ek dink nie so nie. Dis die boodskap wat baie, baie duidelik hier na vore kom. Daar is 'n skeiding, daar is 'n muur tussen God en die mens. Jy sal daardeur nie kan kom nie. Eenmal 'n jaar het die hoofpriester daarin gegaan. Hy moes eers vir homself offers bring. Hy moes eers homself seremonieel skoonmaak, baie versigtig. En dan het hy namens die volk ingegaan, baie haastig, want hy was bang, eenmal 'n jaar, agter hierdie, letterlik deur die voorhangsel, tot waar God se teenwoordigheid, die ark van die verbond, sy Shekina heerlikheid was daar, dis waar hy ingegaan het, eenmal 'n jaar. Baie eksklusief, met 'n sterk boodskap, want hy is net 'n skaduwee van ons hoëpriester, wat baie jare daarna ingegaan het, eenmal ingegaan het in die teenwoordigheid van God, en toe vir ons versoening, volmaakte versoening, bewerk het. Die tweede Adam, dis nou Jesus Christus. Hy het deur God se oordeel, deur sy vlammende swaard gegaan. Hy moes die oordeel van God verdra. Net hy kon dit doen. Hy kon sterf omdat hy mens was, hy kon die toorn van God vir my dra omdat hy God was. Hy alleen kon dit doen. En die Bybel sê, die dag toe Jesus as my priester en my offer aan die kruis sy lewe gee en uitroep, dit is volbring. Weet jy wat het gebeur met die voorhangsel? Hy's geskeur. Daar waar 'n mens nie kan bykom nie, van bo tot onder is hy geskeur, sodat God vir ons sê, die weg is nou oop, vir jou en vir my. Gaan lees Hebreërs 10 vers 10. Dis deur God se oordeel op Jesus, wat die voorhangsel, hierdie gerubs, met God se geregtigheid, wat dit vir ons onmoontlik maak, om God se teenwoordigheid te hê.
Dis met Jesus se kruisdood wat hierdie poort, hierdie kloof weggeneem is. Hierdie voorhangsel geskeur is. Sy kruis lê bo oor die kloof wat daar is. Daar's 'n skrywer, ek dink hy's 'n kommentator, Nick Batzig, hy skryf vir Ligonier Ministries, maar hy sê, hy het uit die graf, hy verwys na Jesus, hy het uit die graf gestap na 'n nuwe lewe waar sy disippels deur engele ontmoet is. Hier is nou 'n interessante ding. Jesus het deur die graf gestap na 'n nuwe lewe waar sy disippels toe nou te doen kry met gerubs, met engele. Nie met 'n vlammende swaard nie, maar hulle sê vir die disippels, hy is nie hier nie. Hy het opgestaan. Jesus het 'n nuwe en lewende weg terug na die teenwoordigheid van God gemaak vir almal wat in hom sal glo. Hebreërs 10 vers 19 en 20 sê, terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, deur die voorhangsel heen, deur die gerubs, dit is sy vlees. Weet jy wat verstaan ons vanoggend? Die pad terug na die tuin, daar is net een. Jesus kom by geleentheid en hy sê, weer eens nie toevallig nie, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Jesus moes die swaard van God se toorn dra, sodat ons vry kan wees. Nou wil ek vir u net 'n paar dinge, ek sien ek moet my haas, let net vinnig op, wat sê Sagaria? Sagaria 13 vers 7. Ek moet bely, die tyd toe ek deur Sagaria gepreek het ek hierdie nog nie daar gesien nie. Dit het verwys na Jesus, duidelik, maar hier is nou vir my nog 'n stukkie kleur wat bygekom het. Sagaria 13 vers 7 sê, ontwaak, o swaard, teen my herder, en teen die man wat my metgesel is, spreek die Here van die leerskare. Slaan die herder, sodat die skape verstrooi word, en ek sal my hand weer uitstrek oor die geringes. Hierso is die man, Jesus, wat die herder is van die skape. Hy is die een wat ons moet lei. Hy sal geslaan word, hy gaan getref word, die man wat my metgesel is, en wat sê hy moet hom slaan? Ontwaak, o swaard, teen my herder. Dis God se geregtigheid, wat Jesus moes oordeel, want hy het my sonde op hom geneem. En Jesus verwys na hierdie vers in Sagaria 13 vers 7 en Matteus 26 vers 31. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe, dan verwys hy na Sagaria, ek sal die herder slaan en die skape van die kudde sal verstrooi word. Raai wat het Jesus getref? Verstaan jy hoekom dit nie die gesels of die spykers of die doringkroon was of die gespot en die haat van die soldate wat die ergste was? Dit was erg, glo vir my, dit was erg. Maar dit was nie die wese van die kruis nie. Die wese van die kruisdood van ons Here Jesus was die toorn van God. Sy swaard het sy eie seun getref. Ek sluit af, daar's 'n liedjie van 'n vrou, baie jare terug, dis hoë Engels, maar verdra die Engels asseblief. Daar's een versie wat ek vir u wil lees. Anne Cousins. Sy vat dit baie mooi raak. Sy skryf 'n lied genaamd O Christ, what burdens bowed thy head. Hoor wat sê sy? Jehovah bade his sword awake. God maak sy swaard as ware wakker teen Jesus. Hoor wat sê sy? O Christ, it woke against thee. Thy blood, the flaming blade, must slake. Thine heart, its sheath must be. Dis deur die hart van Jesus wat hierdie swaard moes gaan. All for my sake, my peace to make. Now sleeps that sword for me. Dis nie meer nodig dat ek God se swaard in die oë moet kyk nie. Dis nie meer nodig dat hierdie swaard deur my moet gaan nie. Dis God se geregtigheid. Dit sal my nie meer tref nie. Hoekom? Want hy het Jesus vermorsel aan die kruis.
Sien jy die evangelie? Ons lewe buite Eden. En ek wil vir u sê, daar is geen hoop buite in Jesus nie. My geregtigheid kan dit nie doen nie. Ek kan my beste probeer, want dis wat mense sê. Ek is 'n kerkmens. Jy weet, ek is daarom nie 'n slegte mens nie. Ek jy weet, doen baie vir die kerk of ek doen niemand kwaad nie of wat ook al. Jou geregtigheid is 'n vuil, besoedelde stukkie lap wat niks werd is. Jy het 'n nuwe kleed nodig. Jy het die kleed van die Here Jesus se geregtigheid nodig. En ek wil vir u sê, terwyl ons lewe oos van Eden, en ek het dit vroeër genoem, is daar in ons hart tog iets wat hunker, né? Daar is 'n versmagting. Daar is 'n hunkering na iets beter. Weet jy, diere kry swaar en hulle voel pyn en dan chankel as hulle pyn het of hulle, en dis nooit lekker nie. Ek is nie nou besig ek is lief vir diere. Maar 'n dier het nie 'n versmagting na 'n ander wêreld nie. Weet jy dit? As hy swaar kry, dan dis nou maar hoe dit is, gaan aan. Maar ons het 'n versigtiging, ons het 'n verlange. Dit is in ons weefsel, in ons wese ingebou, dat daar in ons harte sê, dit moenie so wees nie. Daar is iets beter, daar is iets waarna ons uitsien. Ons almal dink daarna aan, ons wil graag daar wees, ons sien uit na die hemel en ons, maar dis waarom die Bybel soms die gordyn so 'n bietjie wegtrek en vir ons iets wys. Weereens nie toevallig nie, ek wil net afsluit met 2 teksverse. Openbaring 22, 'n gedeelte aan die begin van die hoofstuk. Hy het my getoon 'n suiwer rivier van water van die lewe, helder soos kristal. Ek wil hê jy moet dit lees gedagtig aan die tuin waar Adam nou uit is. Wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe. Haai, ons weet nou van die boom, né? Hierso is hy nou weer. Was die boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien, en hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees, en nag sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. Dis die wêreld. Dis die wêreld wat vir ons wag in die teenwoordigheid van God. Dis die hemel. Dis die tuin. Die versigtiging, die smagting van jou hart, dis hierna. Jy weet dit dalk nie. Dis hierna. Maar luister mooi, net 'n paar verse verder. Openbaring 22 vers 14. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Hoe kan jy deur die poort ingaan om by die boom van die lewe te kom? Hoe kan ons toegang kry? Sê my net wat ek moet betaal, sê my net wat ek moet doen. Jy het een ding nodig. Jy het 'n verlosser nodig. Jy het Jesus nodig. Daarom is die enigste weg, glo in die Here Jesus Christus. Dit beteken vertrou op hom. Moenie staat maak op jou eie werke nie. Moenie dink jy's goed genoeg nie. Al probeer jy jou bes, jy gaan nooit goed genoeg wees nie. Jy het 'n verlosser nodig. En daarom is my vraag, ken jy die Here Jesus as saligmaker, as jou persoonlike saligmaker en verlosser? Dis al wat die verskil maak. En nou verstaan jy, as ons praat van ons lewe oos van Eden, hoe kan ons terugkom? Geloof in die Here Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Here, u woord is vir ons kosbaar. Dit wys ons elke keer maar net terug na Jesus, na die kruis. Hoe heerlik is dit ook vanoggend om te dink aan die kruis, die ou tye. Hoe heerlik is dit om tyd te neem en te pyns oor dit wat u vir ons moontlik gemaak het. U het daardie weg nie net gestap nie, u het dit vir ons geword.
sodat U kan sê, elkeen wat in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Ons loof U vir die evangelie, ons loof U vir die Bybel wat volmaak is in alle opsigte, diep en ryk. Ons loof U vir die hoop wat ons vanoggend kan put uit hierdie boodskap. Help ons, Oos van Eden, om te leef in 'n sondige wêreld, in 'n wêreld wat, dit maak ons seer. Dis nie lekker om te sien hoe ander mense swaar kry nie. Dis nie lekker om te sien hoe die skepping self sug en ly nie. Maar dit laat ons hunker, dit laat ons smag om terug te kom by U, terug in Eden waar ons hoort. En daar's net een pad. Dit is die weg, Jesus Christus. Ons loof en ons prys U heilige naam. As daar mense is wat onseker is, sal U met hulle besigheid maak, sal U met hulle praat, sal U hulle leer. Ek wens ek kon vir ander kies, maar dis die geloofstap wat elkeen moet neem om na U toe te kom en te erken hoe nodig ons U het. Help ons, Here. U is ons enigste hoop. Amen.